Môre, kan julle dit glo? Nuwe week, laaste week van November natuurlik. En ons het aan die einde van ons stemboodskappe gekom vir hierdie jaar. Ag, ek hoop julle geniet hierdie laaste week saam met my, voordat ons 'n breek en 'n blaaskansie vat. Maar ja, kom ons begin eers ons week met die Here aan ons kant, en kom ons gee hom al die eer vir die feit dat ons vandag gespaar is en in sy hande vasgehou word. Ek wil graag hierdie laaste week van 2025 met die stemboodskappe wil ek graag begin, en ek wil vir julle lees uit Filippense 3 vers 14. Paulus, baie bekende gedeelte. Hy sê, ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ja, weet julle, dit is die wenstreep waarna ons mik. Dit is om vooruit te kyk en te sien waarna toe 'n mens op pad is. Nou weet julle, dit is maar ook ongetwyfeld waar, nê, dat die verlede altyd die teenswoordige goed beïnvloed, en dit help ons weer om ons toekoms te skep. Ek meen, jy is vandag dit wat jy gister gekies het om te word. Dink 'n bietjie daaraan. Jou erfenis kon baie veel te wense oorgelaat het. Omstandighede kon dalk teen jou gedraai het, selfs tot so 'n mate dat jy gevoel het, dit is nou nutteloos om daarteen te veg, maar toe het jy maar net boedel oorgegee. Jy het aangegaan sonder enige poging of volharding. Ja, weet julle, dit is 'n heerlike skrifwaarheid, dat dit nooit te laat is om voorraadopname van jou verlede te maak, en alles wat daar is uit te haal, en dan met beslisheid na die toekoms toe te draai, met die wil om daarvan iets te maak, wat die moeite werd is, en vir God aanneemlik is nie. As jy moeg geword het om presies net dit te doen, en dit wat jy gedink het 'n wonderlike toekoms sou wees, dan is dit tyd dat jy 'n ernstige opname van jouself maak. Vra jouself ernstig af, hoe sterk is jou verlange na 'n beter toekoms? Jy vra dalk God om jou geloof te laat toeneem, maar gebruik jy daai bietjie geloof wat jy al reeds het? En dis net wanneer jy regtig 'n beter toekoms wil hê en gewillig is om harde werk en opofferings te maak, dat daardie toekoms ooit joune sal word. En weet julle, God vra ons hulp om ons lewe te maak wat dit behoort te wees. En met hom as die vernoot kan jy jou roeping vervul, maar sonder jou samewerking en jou volharding kan God dit nie vir jou doen nie. En dit is die kruks van hierdie vers vanmôre. Paulus sê, ek span my in om by die wenstreep te kom. Ek doen iets. Maar saam met dit het God my geroep in Christus Jesus. Dis hy wat my gefokus, doelgerig hou op die toekoms wat die Here van my vra en vir my beplan. Mag jy elke dag dit wat jy vandag doen besef, dit gaan jou môre bepaal. Kom ons maak die oë toe en dan bid ons saam. Troue Here van my lewe, ek kom lê my lewe vandag by u voete. En ek kom aanvaar vandag met dankbaarheid die toekoms wat u vir my voorberei. En help my om daarna toe te leef. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle. Julle moet 'n wonderlike en 'n geseënde nuwe dag hê. En dan praat ons weer môre. Totsiens.